Goeiemôre, groet julle vanoggend in die wonderlike naam van Jesus. En soos jy kan sien, is lekker koud hierso. 6 uur in die oggend, nie 7 uur, ek weet lekker lig nie. 7 uur die oggend hierso sit ons en ons wag, bietjie hokkie te speel. Wat 'n voorreg nie. Wat 'n voorreg het ons nog steeds God se woord by ons het en 'n voorreg om God se woord met julle te deel. En hierdie week is 'n besonderse week, want wat is vandag? Vandag is die uitstorting van die Heilige Gees. Vandag is Pinkster. Vandag is die dag wanneer die kerk eintlik begin het. God het gesê, ek gee vir julle my trooster. Ek gaan julle nie as wese agterlaat nie, nê. En dit is daai gedagte wat ons moet aangryp om te weet jy is nie alleen nie. Al voel jy alleen, al voel jy asof jy deur hierdie probleemsituasie alleen gaan. Jy is nie alleen nie. Ek wil graag hierso lees wat Johannes 14, en ek lees dit hierso vanaf vers 10 af. Hy sê, glo jy nie dat ek in die Vader is en die Vader in my nie? Die woorde wat ek tot julle spreek, spreek ek nie uit myself nie, maar die Vader wat in my bly, hy doen die werke. En het is belangrik daai dat hy die woorde vir ons spreek wat van God afkom. Dat ons weet dit is die waarheid, dat ons weet ons kan daarop vertrou, ons kan weet vandag dit is die waarheid, maar dat deur daai woorde kom maar wat werke. Is dit nie wat die Here gedoen het? Heel aan die begin het hy die aarde geskape, nê? En wat het hy gedoen? Hy het gespreek, en dit was so, die woorde wat uit God se mond uitgekom het, en dit was so. Hy het gespreek, en daar was lewe, hy het gespreek, en die aarde is geformeer, en die waters is geformeer, en die land, en die bome, en die diere. En hier kom die wonderwerk, nie, as jy lees daar in Genesis 1, dan kom God met sy hande, en hy kom formeer ek en jy, en hy maak mens, en dan blaas hy sy gees binne in hy mens, en as ons lees daar in Genesis 2 vers 7, en die mens het 'n lewendige siel geword, en hy gees en siel wat in ons is, kom van God af, en dis hoekom hy hierso vir ons sê, Jesus sê hierso vir ons, dat die woorde wat hy spreek, onthou elke keer as hy iemand genees het, wat het hy gesê? Hy het gespreek en gesê, word genees. Hy het nie gesmeek nie, hy het nie gekom en gesê, asseblief, as dit u wil is nie, Here, sal die persoon genees word, en nee, hy het net gespreek, en hy sê, ontvang genesing, word gereinig, ontvang jou sig, ontvang jou ore, sodat jy kan hoor. Dis wat die Here gedoen het, dis wat Jesus toe hy op aarde was, omdat God in hom was, omdat hy 100% mens was en 100% God was. Dit was nie deel nie, hy was God geopenbaar in die vlees, en daarom kon hy daai woorde spreek. En dit is belangrik dat ons daai besef, want kyk wat sê hy verder hierso, glo my, en dan sê hy, voorwaar, ek sê vir julle, wie in my glo? Glo jy vandag, Jesus Christus het vir jou gesterf? Glo jy vandag dat Jesus opgestaan het? Dat Jesus vir 40 dae op die aarde rondgeloop het nadat hy opgestaan het uit die dood uit? Glo jy dat hy hemel toe is? Glo jy dat hy vir ons 'n plek voorberei, soos hy in sy woord vir ons sê? Glo jy daarna dat hy sy gees uitgestort het oor almal, oor die hele aarde? Glo jy dit vandag? Want kyk wat gebeur as jy dit glo. Hy sê, glo my, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. Lees die Bybel en besef vandag wat die werke is wat God gedoen het toe hy hier op aarde geloop het. Hy het mense gesond gemaak, hy het duiwels uitgedryf, hy het mense vrygemaak, hy het verhoudings herstel. Ja, hy het gekom om die mense wat afgoderry aanbid, hy het daai mense heeltemal verwoes. Hy het die fariseërs en die skrifgeleerdes en daai ouens wat dink hulle weet meer as ek en jy, hy het hulle heeltemal deurmekaar gemaak. Hulle het nie geweet of hulle kom of gaan nie. Want dis is ook iets wat ons moet doen, wat ons minder en minder doen. Ons spreek nie die sonde aan nie. Ons dans so om issues, want ons wil nie iemand te nakom nie. Ons wil nie, we don't want to hurt people's feelings.
Wel, wat gebeur? Kyk hoe lyk die kerk vandag, kyk hoe lyk die wêreld vandag. Kyk hoe is almal in opstand, want ons moet hierdie glo en ons kan nie daai mense weet die waarheid vertel nie, want dan gaan ons hulle gevoelens seermaak. En ons kan dit doen met liefde, want Jesus het dit gedoen, maar hy het die waarheid gespreek, hy het die sonde aangespreek, hy het die duiwels uitgedryf, hy het mense gesond gemaak, hy het die waarheid weer, en ek sê dit weer, want hy het die waarheid kom verkondig aan 'n gebroke wêreld. En deur daai waarheid het daar wonderwerke gebeur. En dis hoekom hy hierdie vir ons kan sê, en dit is so belangrik dat ons dit sal besef en dit myne maak. Maak dit joune vandag, wat hy sê daar, die werke wat ek doen, sal hy ook doen. En hy sal groter werke doen as dit, omdat ek na my Vader gaan, omdat hy sy gees, as hy opgevaar het, het hy sy gees uitgestort het op hierdie dag Pinkster, 2000 jaar gelede, het hy op daai Pinksteroggend het hy sy gees uitgestort. Wat het hy vir die disippels gesê? Gaan wag in Jerusalem totdat ek my gees uitstort? Nee, totdat die Heilige Gees oor julle sal kom en julle sal krag ontvang. Hoe wonderlik is dit om dit te weet vanoggend, dat jy krag ontvang het van die Allerhoogste. Hy sê, omdat ek na my Vader toe, en wat julle ook al in my naam mag vra, dit sal ek doen, sodat die Vader in die Seun verheerlik kan word. As julle iets in my naam vra, sal ek dit doen. As julle my liefhet, bewaar my gebooie. En ek sal die Vader bid, en hy sal julle 'n ander trooster gee, om by julle te bly, tot in ewigheid. Daai ander trooste weet ons vandag is die Heilige Gees. Dit is nie 'n derde persoon nie, dit is nie iemand anderste nie. Dit is God se Gees wat in jou is. Dit is God se Gees wat hy vir jou gaan gee. Hoekom? As ons in sy gebooie bly, en sy gebooie is, weet ons, hy het nie gekom om die gebooie weg te vat nie, maar hy het gesê, die gebooie word vervul daar in die twee, nee. Wees lief vir die Here jou God met gees, siel en 'n liggaam en verstand, en wees lief vir jou naaste soos jy lief is vir jouself. En in daai twee gebooie, en dit is wat God van my en vir jou verwag, dat ons daai gebooie sal bewaar. Want as ek iemand lief het, gaan ek die waarheid met hulle praat, nee. Gaan ek vir hulle sê, dit wat jy doen, gaan jou hel toe dryf. Dit wat jy op hierdie oomblik doen, is nie in God se wil vir jou lewe nie. Jy moet verander, jy moet bekeer, jy moet terugkom na God wat in jou is. Onthou, ons is geskape gees, siel en liggaam. En daar in jou moederskoot, Psalm 139 sê, toe God jou nog besig was om jou te vorm, het hy al reeds sy gees binne in jou geplaas. En dit is daar wat ons die Heilige Gees ontvang, en ons kom tot bekering, dat God sê hy kom en hy plaas, en dan seël hy jou gees met God se gees. En dan word jy en God een. En dit is daar waar God jou nodig het vandag, asseblief mense. Dit is hierdie klein bietjie hier so die waarheid wat die Here vir jou wil gee vandag, om te sê, en wat julle ook al vra in my naam, dit sal ek doen. Maar dit kom met 'n verantwoordelikheid om te sê, jy moet eers jou lewe, alles, gees, siel, verstand, liggaam, alles wat in jou is, moet jy vir die Here gee. Want dan loop jy die pad wat die Here van jou verwag. Net soos die Israeliete, ons lees dit in Numeri, nee, soos wat hulle gewandel het, moes hulle wag vir God om vir hulle te sê, kom ons gaan van hier af na daai plek toe. God se gees was saam met hulle in hy tabernakel, God het saam met hulle gestap, God het gesê, ons stap verder, en hulle het verder gegaan. Hulle het nie sonder God gegaan nie. Hulle was heeltyd saam met hom. Hulle het 'n tabernakel gebou sodat hulle saam met God kan wandel, saam met God kan bly. En die teenwoordigheid van God was daar, hoe? In 'n wolkkolom en in 'n vuurkolom. En hier kom Jesus en hy sê, julle sal krag ontvang. Julle sal vuur uit die hemel uitkry. En dis die boodskap wat ek vir julle wil los op hierdie Sondagoggend, die Pinksteroggend. Hy sê, voorwaar ek sê vir julle, wie in my glo, die werke wat ek doen, sal hy ook doen.
en hy sal groter werke doen as dit, omdat God gegaan het en sy gees uitgestort het oor jou en oor my. Die verantwoordelikheid wat ons het, is om net daaruit te lewe en dit te glo, en dan spreek jy lewe in almal en alles. En ek los dit by julle vandag op hierdie Pinksterdag, maar asseblief gaan lees Handelinge 1 en 2, gaan kyk wat het gebeur op daai wonderlike Pinksterdag, toe hulle krag ontvang het hulle gespreek, en daar was wonderwerke wat gebeur het, en 3000 het tot bekering gekom, daai een dag. En dis wat ek bid vir jou, dat daar bekering sal kom, dat daar herstel van verhouding sal kom, dat jou besigheid geseën sal wees, dat jou lewe geseën sal wees, en dit 'n weerspieëling van God se liefde sal wees. En ek los dit by julle vanoggend, en ek bid vir julle vandag, in Jesus naam.